Welkom by ons evangelisasie seminar. Dit is deel jou troos en dis die derde deel. Ons het verlede week gekyk, of die vorige keer althans gekyk na die slegte nuus wat ons in evangelisasie aan ander moet oordra, dat ons in sonde ontvang en gebore is en dat ons in die ryk van God nie kan inkom tensy ons weergebore is nie. Die leer dat almal gesondig het en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Sonder die slegte nuus maak die goeie nuus nie vir ons sin nie. En daarom het ons nodig om die slegte nuus te deel. So vandag gaan ons kyk na die goeie nuus en ons sien in die goeie nuus 'n geweldige volume van inligting wat vir ons gegee word, maar ons moet onthou dat die volume inligting wat aan ons gegee is nie dat ons al daardie inligting op een slag met mense deel nie, maar dat ons 'n arsenaal van inligting het wat ons dan gebruik. Want ons sien in die voorbeeld van die apostels dat hulle die evangelie deel, maar dit nie elke keer dieselfde is nie. Wat ek daardeur bedoel is, ons sal byvoorbeeld in metodes van evangelisasie sal ons dit kry dat 'n persoon op 3 punte fokus, of 4 punte fokus, of 5 punte fokus, en dan elke keer wanneer hulle die metode, die evangelisasie metode aanbied, word daar presies dieselfde woorde vir mense gesê. Nou in die vorige kerkdenominasie waarin ek was, het ons dan die EE3 gedoen en ons moes dan die eksamens en goeders geskryf het en ons moes in spanne van 3 moes ons na mense se huise toe gaan. En daardie lokaal waar by die EE3 aangebied is, die huise rondom was dan nou die proefveld, as ons dit so kan noem, waarby ons dan hierdie aanbieding dan gedoen het. So dit was dat hierdie mense redelik gereeld blootgestel was, en dit was nog in 'n tyd toe jy aan mense se huise se deure kon klop en aanbied om die evangelie aan hulle te deel. Vandag is dit totaal en al anders, maar nietemin dan kom 'n mens by daardie mense aan huis en hulle sê, o ja, julle is daardie spanne van die EE3, want hulle kom agter dat die aanbieding presies dieselfde 5 punte is, presies dieselfde illustrasies gebruik word en hulle ken dit al so goed. En so daarom is mense nie eintlik tot evangelisasie toegerus wanneer jy dan net bloot 5 punte en 'n paar teksverse en 'n paar illustrasies ken nie. Maar die Heidelbergse Katekismes gee vir ons 'n groot volume waarmee ons kan werk. En dit is vir ons self, sodat ons self geestelik daardeur gevoed en opgebou kan word, maar ook bied dit vir ons dan, soos ek gesê het, daardie arsenaal waarin ons dan die inligting het om aan ander die evangelie oor te dra. So ons het nodig om kennis te neem van hierdie volume, en daarom gaan ons dit ook nie in een sessie kan behartig nie. Maar weliswaar gaan ons, terwyl ek weer eens sê, ons moenie bekommerd wees en dink dat al hierdie inligting gaan op een slag op mense se skouers geplaas word nie. Nee. Ons gaan selektief dan, terwyl ons in gesprek is met mense, gaan ons dan hierdie inligting gebruik soos wat ons dit dan nodig het. En ons sal ook sien, ek wil 'n paar voorbeelde vanuit die Nuwe Testament vir u haal om te sien hoe die apostels sekere elemente gebruik van die evangelie. U kan deur die boek Handelinge gaan en 'n studie maak daarvan om te sien hoe die apostels elke keer wanneer hulle die evangelie aanbied, nooit dieselfde terminologie, selfde 3 of 4 of 5 punte noem en oor dieselfde illustrasies gee nie, maar elke keer word hierdie rykdom van inligting wat ons in die Nuwe Testament het, die ryke inligting wat ons van die evangelies het, word deur die apostels dan gebruik in die manier waarop die evangelie verkondig word en word selektief en word dan met wysheid gekies om aan die mense wat die evangelie hoor, om dit aan hulle oor te dra. So ons kom nou by die goeie nuus, en die goeie nuus
gedeelte. Ons het gesê die Heidelberg Katekismus is in 3 dele opgedeel. Hoe groot my sonde en my ellende is, hoe ek daarvan verlos kan word en hoe ek God dankbaar daarvoor kan lewe. En so Sondag 5 is dan die begin van hoe ek van my sonde verlos kan word, en dis die goeie nuus, maar die Heidelberg Katekismus val nie sommer met die deur in die huis nie. Hierdie is 'n mooi oorgang van die slegte nuus na die goeie nuus. En Sondag 5 help ons dan om die boodskap van die slegte nuus te verkondig en dan te verstaan hoe ons dan moet oorgaan tot die goeie nuus toe. En dit is die kern van Sondag 5 is dan dat mense op die punt sal kom om te besef dat hulle 'n verlosser nodig het. So ek haal vir u aan, Sondag 5, vraag en antwoord 11, is God dan nie ook barmhartig nie? Antwoord, God is wel barmhartig, maar hy is ook regverdig. Daarom eis sy geregtigheid dat die sonde wat teen die allerhoogste majesteit van God gedoen is, ook met die swaarste straf gestraf moet word. Dit is met die ewige straf aan liggaam en siel. Vraag en antwoord 12. Aangesien ons volgens die regverdige oordeel van God die tydelike en ewige straf verdien het, hoe kan ons van hierdie straf bevry en weer in genade aangeneem word? Antwoord, God wil dat daar aan sy geregtigheid voldoen word, daarom moet ons, of deur onsself, of deur 'n ander, ten volle betaal. Vraag en antwoord 13. Kan ons deur onsself betaal? Antwoord, nee, glad nie. Ons maak juis ons skuld elke dag nog groter. Vraag en antwoord 14. Kan enige ander skepsel vir ons betaal? Antwoord, nee. Want ten eerste wil God aan geen ander skepsel die skuld straf wat die mens gemaak het nie. Ten tweede kan geen gewone skepsel die las van die ewige toorn van God teen die sonde dra en ander skepsels daarvan verlos nie. Vraag en antwoord 15. Hoe 'n middelaar en verlosser moet ons dan soek? Antwoord, so een wat 'n ware en regverdige mens is, maar nogtans ook sterker as alle skepsels is. Dit wil sê, wat terselfdertyd ware God is. So dit is dan die oorgang van die slegte nuus na die goeie nuus. En omdat ons in sonde ontvang en gebore is, het ons verlossing nodig. En ons benadruk dit dat iemand moet betaal vir hierdie sondes. Dit is dat ons nie self hierdie sonde kan dra en self kan betaal nie. Ons klem moet wees, weliswaar, dat God die sonde vergewe, maar dit nooit ongestraf laat bly nie, soos ons dan in vraag en antwoord 11 sien. Is God dan nie ook barmhartig nie? God is barmhartig en die skrif leer dit vir ons. Eksodus 34 vers 6 en 7, toe die Here voor die ore van Moses uitgeroep het, Here, Here, barmhartig en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Want die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die 3de en aan die 4de geslag. Daarom moet ons met mense wat ons die evangelie mee deel, klem lê daarop, ja, God is barmhartig. Ja, hy vergewe sondig, maar hier is die kruks van die saak. God vergewe die sonde, maar laat dit nooit ongestraf bly nie. Sonde moet gestraf word en iemand moet daarvoor betaal. Geen skepsel kan daarvoor betaal nie. Ons almal het gesondig en ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Ons het almal sonde en daarom kan ons nie vir ons eie sonde betaal nie en nog minder vir iemand anders se sonde betaal. Daarom kan geen gewone skepsel hierdie sonde vir ons dra nie.
En dit behoort dan die persoon, en ons moet dit op so 'n manier stel, nie net die katekismus so oordra en memoriseer en dit dan vir hulle so deurgee nie, maar ons moet met wysheid die inligting wat die katekismus vir ons gee, gebruik om dan hierdie dinge te beklemtoon. En mense dan om die punt te bring waar hulle reageer met wie sal dan vir ons sondes betaal? Hoe 'n verlosser moet ons dan verwag? En dan kan ons voortgaan om ons Here Jesus Christus as verlosser aan hulle voor te stel, omdat hy alleen aan hierdie kwalifikasies voldoen wat God vereis. Sondag 6, vraag en antwoord 17. Waarom moet hy 'n ware en regverdige mens wees? Antwoord: omdat die geregtigheid van God eis dat die menslike natuur wat gesondig het vir die sonde moet betaal. Maar die mens wat self sondaar is, kan nie vir ander betaal nie. Vraag en antwoord 17. Waarom moet hy terselfdertyd ware God wees? Antwoord: om deur die krag van sy godheid die las van die toorn van God aan sy mensheid te kon dra en vir ons die geregtigheid en die lewe te kan verwerf en teruggee. Vraag en antwoord 18. Wie is hierdie middelaar wat terselfdertyd ware God en ware regverdige mens is? Antwoord: ons Here Jesus Christus, wat God vir ons tot wysheid, geregtigheid, heiligmaking en volkome verlossing gegee het. Vraag en antwoord 19. Waaruit weet jy dit? Antwoord: uit die heilige evangelie, wat God self aanvanklik in die paradys bekend gemaak het. Daarna het hy dit deur die heilige aartsvaders en profete laat verkondig en deur die offers en ander seremonies van die wet laat uitbeeld. Eindelik het hy dit deur sy eniggebore seun vervul. En ons het nodig om aan mense die ware verlosser aan hulle te verkondig. Want daar is baie groepe, soos ook onlangs by ons huis het daar 2 mense gekom op 2 verskillende tye wat dan gekom het om hulle siening te kom verkondig. Dit is beslis nie die evangelie nie. En die Christus wat hulle verkondig is 'n geskape wese. Hy is nie die ewige seun van God wat mens kom word het nie. En so daar is baie wat 'n Jesus verkondig. Die Jehova Getuies verkondig Jesus, die Mormone verkondig Jesus, en daar's verskeie groeperinge wat 'n Jesus aan mense verkondig, maar nie die Jesus wat in die Bybel vir ons opgeteken is nie. En so het ons dan nodig om aan mense te wys dat die ware verlosser is een wat 'n mens en 'n sondelose mens was, soos wat die skrif dit vir ons leer. En ons het nodig om te gaan kyk na die Heidelbergse Katekismus se skriffunderings, en vir u wat gereformeerde kerklidmate is en wat die groen psalmboekie het, agter in die groen psalmboekie het ons die 3 formuliere met die skriffunderings. So die Heidelbergse Katekismus is daar met hulle skriffunderings, en is dit nodig om nie net deur die Heidelbergse Katekismus te lees nie, maar ook te gaan kyk na die skriffunderings en onsself te vergewis wat in daardie skriffunderings staan, daardie skrifgedeeltes staan. So hy is een wat moet sonder sonde wees, 'n mens sonder sonde, en dit word ook duidelik vir ons uitgelig in die skrif, dat Christus, wat God wat mens kom word het, dat die mens Jesus Christus sonder sonde was. Johannes 8 vers 46 vra die Here Jesus vir die Judaiseerders: wie van julle beskuldig my van sonde? 2 Korintiërs 5 vers 21 en Hebreërs 4 vers 15 leer vir ons ook dat Christus sonder sonde was. So hy voldoen daaraan dat hy mens kom word het, 'n menslike natuur besit het, sonder sonde was,
maar ook nie net mens nie, maar ook ware God was. Ware mens, ware God. Titus 2 vers 13 en 2 Petrus 3 vers 18 en verskeie ander gedeeltes maak dit vir ons duidelik dat ons Here Jesus Christus is God wat mens kom word het. Hy is ware God, ware mens. En so bely ons dit dan ook in veral die latere belydenisse, die geloofsbelydenis van Nicea en die geloofsbelydenis van Athanasius, want dit was nie van die begin af 'n probleem gewees nie van die tydperk van die apostels nie, waar waarskynlik uit daardie tyd die apostoliese geloofsbelydenis gekom het, waar daar meer gefokus is op die menswording van ons Here Jesus Christus, omdat die protognostieke het gesê dat Jesus was nie waarlik 'n mens nie, maar 'n skynbeeld van soos 'n spook of 'n gees. Die probleem daaraan is dat dan kon Christus nie na liggaam vir ons versoening bewerk het nie, en dit is waarom die apostolikum fokus op die menswording van Christus, maar die geloofsbelydenis van Nicea en die geloofsbelydenis van Athanasius het later te doen gekry met mense wat die godheid van Jesus bevraagteken het. En daarom is die geloofsbelydenis van Nicea en van Athanasius vir ons so bruikbaar ook in hierdie opsig om terug te gaan en ons kan daarna kyk dat Christus waarlik God en mens is. So die godsdienste van die wêreld, ons het nou klaar gesien die kultusgroepe, dat hulle 'n Jesus het, maar nie die Jesus van die Bybel, die ware God, ware mens nie. Maar aan die ander kant, buiten die kultusse, is daar nog ander godsdienste van die wêreld, wat nie vir ons 'n verlosser bied, een wat van alle ewigheid af God is, en wat in tyd mens kom word het nie. En so ek noem dit vir u, dat u dit net in die agterkop hou, wanneer ons dan met mense praat, want u kan met 'n Jehova getuie praat, of jy kan met 'n Mormoon praat, of jy kan met 'n Hindu praat, of 'n Moslem, en dit gaan verskil van die manier waarop jy dan met hulle die evangelie gaan deel, omdat hulle elkeen 'n verskillende idee het van sonde en van verlossing en van 'n verlosser. En so ons het nodig om die ware verlosser, soos wat Christus in die woord vir ons opgeteken is, moet ons aan hulle oordra. So hierdie dinge moet ons in gedagte hou. Daarom sê ek, ons gaan nie net die Heidelbergse katekismes vir hulle woord vir woord quoteer nie. Ons gaan hierdie inligting gaan ons gebruik. Ons het hier die arsenaal van inligting, en soos wat ons dit nodig het, so haal ons dit uit en gebruik ons dit, want dit word vir ons gegee tot toerusting. Ons onthou altyd dat die Heidelbergse katekismes heel eerste vir die kerk gegee is as 'n troostboek. Maar deur hierdie troostboek leer ons ook ons kinders, en vir diegene wat daar buite is, leer ons die evangelie van hoe groot ons sonde en ons ellende is, hoe ons daarvan verlos kan word, en hoe ons God dan dankbaar moet leef. En so ons gebruik dit dan ook vir hulle wat die evangelie dan moet hoor, omdat dit so mooi en 'n deeglike uiteensetting is. Primêr 'n boek van vertroosting, sekondêr ook om die evangelie aan ons kinders en mense daar buite oor te dra. Vraag en antwoord 20 van Sondag 7. Word al die mense dan weer deur Christus salig, soos hulle deur Adam verlore gegaan het? Antwoord nee, maar slegs die wat deur 'n ware geloof in hom ingelei word en al sy weldade aanneem. Vraag en antwoord 21. Wat is ware geloof? 'n Ware geloof is nie alleen 'n vasstaande kennis waardeur ek alles wat God in sy woord aan ons geopenbaar het, vir waar aanvaar nie, maar ook 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk, naamlik dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my uit loutere genade slegs op grond van die verdienste van Christus, vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid geskenk het. Vraag en antwoord 22. Wat moet 'n Christen glo?
antwoord alles wat in die evangelie aan ons beloof word en wat die artikels van ons algemene en ongetwyfelde Christelike geloof ons in hoofsaak leer. En dan vraag en antwoord 23 word die apostolikum dan vir ons voorgehou. Daar was 'n lidmaat gewees wat vir 'n predikant gevra het, verskeie vrae gevra het en gesê het, dominee, wie is my naaste? En dan sê die dominee, daar's soveel boeke al geskryf oor wie my naaste is, en so dis moeilik om te bepaal, en praat hy allerhande draaie. En onder andere ook, dominee, wat is geloof? En die dominee sê, wel, geloof is, en daar's nog meer boeke geskryf oor wat geloof is, as wat daar boeke geskryf is oor wie my naaste is, en so dis baie moeilik, en is ingewikkeld, en is 'n teologiese kwessie wat in teologiese seminarieë gedebatteer word, ensovoorts. En toe sê die lidmaat, baie dankie dominee vir jou tyd, en die dominee sê, dit is 'n groot plesier, hoe sou jy dan nou anderste kon weet, as jy nie vrae gevra het nie? Nou die grap daaraan is, dat hy het niks geantwoord nie, en die lidmaat het niks geleer nie. Miskien het die lidmaat wel geleer, dat die predikant niks weet nie. Want die kwessie van geloof is nie, soos wat hierdie dominee aan die lidmaat oorgedra het, 'n kwessie wat so vaagweg is, en 'n kwessie wat so moeilik is, dat niemand dit ooit kan verstaan nie. Ons dank die Here dat die Heidelbergse Katekismus dit vir ons duidelik maak, van wat is 'n ware geloof, en dan stippel die Heidelbergse Katekismus vir ons uit, dat ons geloof word saamgevat in ons geloofsbelijdenisse, en hierdie voorbeeld wat genoem word is die apostoliese geloofsbelijdenis. Maar die Heidelbergse Katekismus sê vir ons iets baie belangriks, en dit is dat ware geloof is nie alleen 'n vasstaande kennis waardeur ek alles wat God in sy woord aan ons geopenbaar het vir waar aanvaar nie, maar ook 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk. En so, ons het nodig om hierdie inligting van die apostoliese geloofsbelijdenis, die samevatting van die evangelie op hierdie gekondenseerde manier wat die apostolikum dit doen, het ons nodig om aan mense te verkondig. Die probleem om alleen hierdie boodskap so te verkondig, nou soos ek sê, ons moet dit verkondig, en dit word vir ons in elk geval op 'n gekondenseerde manier, of op 'n saamgestelde manier, 'n verkorte weergawe deur elkeen van die apostels, gekonsentreerd eerder, nie is gekondenseerd nie, gekonsentreerde word dit aan ons oorgedra, het ons dan nodig om hierdie inligting met mense te deel, want soos uit die reformatoor, die groot reformatoor, die groot hervormer Martin Luther dan gesê het, dat geloof bestaan uit inligting uit betroubare inligting, deur betroubare ooggetuies, wat dit vir ons in evangelies geskryf het, naamlik die 4 evangelieskrywers, en ook soos wat ons in die boek Handelinge dit sien. En so is dit hierdie betroubare bron van inligting wat ons het. Maar dan gaan Martin Luther voort en hy sê, nie alleen dit nie, maar ook die vertroue wat ons het in God, dat hierdie boodskap nie net waar is nie, maar ook my lewe verander, omdat ek dan vertroue in God het. So, dit is in 2 dele opgedeel. Ons moet die inligting gee, en aan die ander kant moet ons besef, dat God 'n groot werk doen, en iets wat ons nie kan doen nie. Daarom is die uitkoms ook van die evangelie, wat dit oplewer, is nie
iets wat ons beheer het oor nie. Ons gaan om te gaan verklaar. En in sekere plekke het die apostels die evangelie verkondig en hulle moes wegdraai omdat daar vervolging was en mense nie wou hoor nie. Op ander plekke is hulle met blydskap ontvang en is daar gevra dat hulle langer moet bly en nadat hulle weggegaan het hulle die apostels gevra om iemand te stuur om vir hulle die evangelie verder te verklaar en te verduidelik. En so die aanneming en die verwerping van die evangelie gaan ek en jy mee te doen kry. Ons gaan dit oordra en daar gaan mense wees wat net eenvoudig soos 'n muur wees en wat geensins dit inneem nie, wat dit net van hulle laat afbons en aan die ander kant is daar mense wat dit met blydskap aanneem en ons is nie in beheer van hoe die reaksie op die evangelie sal wees nie. En so baie mense het hierdie wanindruk as ek net 'n wonderlike gesindheid net gaan inneem en ek gaan vir mense net sê dat ek het goeie nuus vir hulle en ek het hierdie wonderlike boodskap en God het hierdie wonderlike plan vir hulle lewe en ek is net die vriendelikheid self dat dit mense sal oorhaal om te glo en dit is nie waar nie. Aan die ander kant moet ons ook nie met 'n slegte gesindheid die evangelie oordra nie. Ons moet nie uitgaan en sê wel niemand wil nou die boodskap van die evangelie luister nie want ek word onregverdig vervolg, maar eintlik dra jy dit oor liefdeloos en sonder enige niemand kan opwinding in jou eie hart sien dat jy bly is oor die boodskap van die evangelie nie. En daarom het ons nodig om te weet dat daar mense is wat die boodskap sal verwerp. So dis twee gedeeltes. Dit is ons het 'n bron van inligting wat ons aan mense moet oordra van God wat sy seun in die wêreld gestuur het. Sy seun is ewige God wat mens kom word het en dat hy vir ons sondes kom ly het, kom sterf het, dat hy begrawe is, dat hy op die derde dag fisies letterlik opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel aan die regterhand van die Vader sit, waar alle mag aan hom gegee is en waar hy met heerlikheid heers totdat al sy vyande gemaak word 'n voetbank van sy voete en hy sal terugkeer aan die volëinding. En so hierdie is weer eens ook net my kort weergawe van die evangelie en ons gaan dan hierdie inligting met mense deel en dis alles gedeeltes wat ons dan kry uit die apostoliese geloofsbelijdenis. Maar dis nie net inligting nie. Dit is ook 'n dis nie net 'n vasstaande kennis nie. En ons moet nie verwerp dat dit 'n vasstaande kennis is nie, want dit is. Maar dit is nie net 'n vasstaande kennis waar ek glo dat alles wat God in sy woord gesê het waar is nie, maar ook 'n vertroue. En nou wil ek net ook sê met betrekking tot hierdie vasstaande kennis. Die Here Jesus het op 'n stadium die besetene van Gadara teëgekom, 'n demonies besete man, 'n duiwelsbesete man. En hierdie duiwelbesete man het na Jesus toe aangehardloop, voor sy voete neergeval en vir hom gesê dat ek weet wie u is. U is die seun van die Allerhoogste God. En Christus is die seun van die Allerhoogste God. Dis nie asof daar enige twyfel bestaan dat Christus die seun van die Almagtige God is nie. Maar is dit nie vir ons eienaardig dat hierdie duiwels wat dan manifesteer sê dat u is die seun van die Allerhoogste God nie? Hulle weet dit. Hulle het hierdie kennis. En nou sê Jakobus vir ons, jy glo dat God een is, jy doen goed, maar die duiwels glo dit ook en hulle sidder. So duiwels en soms baie slim Bybelsgeleerde ongelowige mense het baie keer baie inligting van hierdie vasstaande kennis. Maar dit doen niks in hulle harte nie. Dit bring geen verandering nie.
So daarom is daar baie mense wat hierdie kennis kan besit en soms dra ons die boodskap van die evangelie aan mense oor en hulle sê, ag ja, ons ken dit baie goed, ons het van kleins af daarmee groot geword, maar hulle is glad nie betrokke nie, hulle is nie betrokke by 'n kerk nie, hulle gee nie om nie, hulle ruim hulle tyd eerder in vir hulle self en hulle leef net vir hulle self, maar hulle is vinnig om te sê, ons ken die boodskap van die evangelie, en soms het mense hierdie kursusse wat aangebied word, evangelisasie kursusse het hulle aangebied, soms was hulle kringleiers gewees in hierdie evangelisasie kursusse om ander ook te leer en op te lei. Terwyl hulle al hierdie inligting het, maar dit doen niks in hulle harte nie. En so vir hierdie rede moet ons luister wat die Heidelbergse Katekismus sê. Ja, ons het 'n opdrag om hierdie vasstaande kennis aan mense oor te dra. En dis die kennis dat alles wat God in sy woord vir ons opgeteken het, waar is. En ons ken baie mense wat ook sekere gedeeltes ken en dan sekere gedeeltes verwerp. So daar gaan al reeds rooi ligte op wanneer mense nie alles wat God se woord sê vir ons aanvaar as van God nie. Wat die Bybel vir ons sê, dat hulle nie dit alles in party redeneer, maar die Bybel bevat die woord van God, maar dit is nie die woord van God nie. En met allerhande sulke slim praatjies wys hulle dan eintlik dat hulle nie die ware geloof het nie. Want die een komponent daarvan is om alles te glo wat God in sy woord vir ons gegee, dat hy dit gegee, dat hy dit ingegee het. Maar dis nie al nie. Dit is ook 'n kwessie van vertroue, want dit is nie net 'n vasstaande kennis nie. Dit is ook 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees, en is hier belangrik, die Heilige Gees werk hierdie geloof, hierdie vaste vertroue in die hart van die mens wat dan tot bekering kom, die uitverkorene. God die Heilige Gees werk dan hierdie vaste vertroue in die hart van die mens, naamlik dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my uit loutere genade slegs op grond van die verdienste van Christus vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid geskenk het. So hierdie boodskap wat ons aan oordra, moet ons vir mense gee, en wanneer hulle dan sê, wel, ons hoor dit, ons verstaan dit, ons het dit al gehoor ensovoorts, dan vir hulle te vra, maar glo jy dit? Is dit jou hartsoortuiging dat Christus nie net vir 'n klomp nie geïdentifiseerde mense gesterf het nie, maar ook dat hy vir jou gesterf het? En so ons sien dan die oordra van die evangelie is ook baie persoonlik, waar jy vir hierdie mense 'n reguit vraag moet vra, dat hulle moet gaan dink, ek het al hierdie kennis, maar is dit 'n realiteit in my lewe, dat ek werklik glo, dat Christus nie net aan ander nie, maar ook vir my hierdie verlossing bewerk het. En dis baie keer dat hierdie persoonlike vrae wat ons vir mense vra, mense dan soms afgestoot kan wees en sê ek wil nie langer praat nie, maak hulle ongemaklik ensovoorts. Maar ons sien dit is die konfrontasie element wat die evangelie bevat, om aan mense die vraag te vra, glo jy dit? En so hierdie ware geloof bestaan dan uit hierdie twee dele, uit hierdie vasstaande kennis, maar ook die vertroue wat die Heilige Gees in my hart werk, dat Christus dit ook vir my gedoen het. En so ons gaan dan na die apostoliese geloofsbelijdenis, en ons vind al hierdie inligting wat die apostoliese geloofsbelijdenis vir ons sê. En ons kan nie net redeneer die evangelie is net met betrekking tot wat ons, soos wat ons dit soms kompakteer vind in Jesus het gelei, gesterf,
begrawe is, het opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel nie. Maar ons sien, dit is 'n kerngedeelte en wat groter word en wat groter word en wat groter, en die volle omvang daarvan is wat ons in die evangelies, die 4 evangelies sien, wat ons in die boek Handelinge sien, soos dit oorgedra word, en dan ook in die briewe wat ook vir ons opgeteken is. Die hele woord van God maak as te ware die evangelie bekend. Maar ons probeer mense bekendstel aan die evangelie, en ons probeer dit op so 'n manier doen dat dit gekonsentreerd is. Dan, wanneer dit kom dan by, ons leer ook in die evangelie van die Vader, soos ons die apostoliese geloofsbelijdenis, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde. Waarom het ons nodig om dit aan mense saam met die evangelie te verkondig? En soos ek net nou vir u gesê het aan die begin, dat ek wil praktiese voorbeelde noem, terwyl die apostels dan besig was, of om aan mense die evangelie te verkondig, of soos wat die apostels 'n brief skryf aan die gemeentes. En so die praktiese voorbeeld wat ek hier wil gebruik is Handelinge 17 vers 24, waar die apostel Paulus na Griekeland toe gegaan het, Athene, die hoofstad, en hy daar 'n klomp mense bymekaar gekry het op die Areopagus, waarmee hy dan die evangelie kon deel. En ons lees in Handelinge 17 vers 24, die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. En dan ook in hierdie selfde toespraak of lesing, preek, wat hy vir hierdie mense gee, ook in Handelinge 17 vers 26 en 28, gaan hy ook verder voort en brei uit oor God as skepper, wat uit een bloed al die nasies van die wêreld gemaak het, ensovoorts. So, die apostel Paulus fokus sy oordra van die evangelie, en hy wil hê dat hierdie mense moet weet, nie net van die verlosser wat hy aan hulle verkondig, dat dit die ware verlosser, wat ware God, ware mens is nie, maar ook by die een wat hom gestuur het, naamlik die Vader wat sy seun gestuur het, en die Vader is die skepper van die hemel en die aarde. Die Vader het geskep deur sy seun, deur die krag van die Heilige Gees, en daarom fokus die apostolikum, wanneer dit praat oor die Vader as die skepper, die seun as die verlosser, en die Heilige Gees as die lewegewer. En so die apostoliese geloofsbelijdenis gee vir ons dan daardie inligting, en dit word dan in die Heidelbergse katekismus aan ons voorgehou en word dan vir ons verder verduidelik. Daarom sien ons in die apostoliese geloofsbelijdenis Sondag 10 vraag en antwoord, of Sondag 10 vraag en antwoord 27. Wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? Die almagtige en oral teenwoordige krag van God, waardeur hy hemel en aarde en al die skepsels asof met sy hand nog onderhou en so regeer, dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede, en alles ons nie per toeval nie, maar uit sy vaderhand kom. En so ons sien hierin dat ons te doen het met wie God die Vader is en wat hy doen. Maar in die vorige Sondag 9, word daar ook melding gemaak van God as skepper. So hier is 2 gedeeltes, naamlik Sondag 9 en Sondag 10, wat vir ons wat met ons praat oor die vaderskap van God. En so ons het nodig om hierdie inligting, soos ek sê, te hê as arsenaal, want jy gaan met die een persoon praat wat byvoorbeeld 'n ateïs is, wat nie glo dat God die hemel en die aarde geskaap het, en daarom sal jy grootliks fokus daarop, en dan is daar baie slim argumente van hulle kant af, maar ons gee deur aan hulle soos wat ons die kennis en informasie van die skrif het. En dit is ook goed om apologetiek te hê, om apologeties met mense te kan praat,
dat 'n mens ook 'n verdere arsenaal opbou, soos wat 'n mens met ateïste gesels, soos wat 'n mens met moslems, hindoes, kultusgroepe wat onder die vaandel van die Christendom is. Jy kan sien, so dis, jy hou nooit op en jy's nooit volmaak om almal te kan antwoord nie. Daarom is die kind van God iemand wat voortdurend leer en wat hierdie inligting oordink en wat dit aan mense oordra met wysheid. En daarom wil ek weer eens, soos ek alreeds in die vorige lesings gesê het, jy gaan op jou senuwees wees, jy gaan nie altyd weet wat reg om te antwoord nie, maar daar is sekere dinge wat gesê moet word. En ons moet bly by die skrif leer vir ons dat God die skepper is. En omdat hy die skepper is, daarom onderhou hy ook alle dinge. En dit help vir ons met die persoon met wie ons deel, wat sê dat hulle nie die evangelie kan aanneem nie, as gevolg van die feit dat sekere dinge in hulle lewe gebeur het. En wanneer ons dan na Sondag 10 kyk, na die voorsienigheid van God, dan sien ons dat dit is vir ons inligting wat so wonderlik en so bruikbaar is, om aan hulle te kan voorhou, dat God, as ons na sy volgelinge kyk, na God se kinders kyk, deur die Ou Testament, hoe daar slegte dinge met Abraham gebeur het, met Isak, met Jakob, met Josef, met byvoorbeeld Job, met koning Dawid, met die apostels. En ons lig dit vir hulle uit, dat God al die moeilike omstandighede, en die selfs Josef byvoorbeeld, wat onskuldig in die tronk beland het, Job wat getref is deur siekte, al hierdie voorbeelde vanuit die Ou Testament wys vir ons dat God in beheer is van al hierdie dinge, die slegte dinge wat met ons gebeur en die goeie dinge wat met ons gebeur. Want daar is kerke wat vir mense sê dat as jy geloof het en as jy die Here dien, gaan net goeie dinge jou tref. Gaan net goeie dinge oor jou kom. Slegte dinge gaan jou nie tref nie. Dit klink bietjie snaaks om te sê dat goeie dinge jou tref. Dit klink bietjie hard. Maar wat ons wel is waar kan sien is dat in die lering word dit baie keer vir mense skeef en krom aangebied. So daarom is dit, ons kan dink, dit is nie noodsaaklik om die leer oor wat die Heidelbergse Katekismus vir ons in Sondag 9 en 10 sê met betrekking tot God as skepper nie, maar ons sal ook sien eintlik dat ons vir mense geweldige beradingshulp kan gee, wanneer ons praat oor God as skepper en dat God in beheer van alles is. Want mense leef nie in 'n vakuum nie. Jy gaan nie met mense praat wat in 'n vakuum is nie. Jy gaan met mense praat wat alledaagse probleme het en wat vra gaan hê met betrekking tot waarom laat God hierdie dinge oor my lewe toe? En wanneer ons hierdie inligting het, dan help dit ons om toegerus te wees, om ook op daardie manier met hulle daaroor te kan praat. So, ons gaan nie al die inligting, soos ek gesê het, ons gaan nie al die inligting vandag kan deurgee nie, en dit is ook dan die realiteit, maar ons het hierdie toerusting juis om hierdie arsenaal van inligting op te bou, om dan toegerus te kan wees en om uit te gaan. En soos wat ek sê, ons gaan 'n begin maak, ons gaan foute maak, maar ons leer soos wat ons gaan. Maar dit help altyd vir ons, die boek van die wysheid, Spreuke, dink is in die boek Spreuke wat sê, dat iemand wat haastig is met die voete trap mis. En so ons het nodig om nie net ywer te hê sonder kennis nie. So ywer sonder kennis is ook nie goed nie. En so ons het nodig om inligting te hê, nie volleer te wees nie, maar dat ons nie net instorm en verwoesting saai in ons poging om die evangelie te verkondig nie, maar dat ons sal ingaan met wysheid en dat ons beperkte vermoë sal besef, en soms gebruik God dit om 'n saadjie te saai in 'n hart wat hy dalk jare later laat ontkiem en opkom, en jy sal nie daarvan weet totdat wanneer die volëinding kom en dit sal duidelik word dat daardie eenvoudige saadjie wat jy gesaai het, jy het soos 'n mislukking gevoel, maar jy het die boodskap oorgedra
en die Here het dit gebruik om iemand nader aan homself te trek. So daarom moet ons vir God vra, vir groot vrymoedigheid, dat ons nie skaam sal wees nie, en sal uitgaan met die evangelie. Kom ons maak ons harte stil en bid ons saam. Ons hemelse Vader, ons is so diep afhanklik van U, ons vra dat U ons sal versterk, dat U ons groot vrymoedigheid sal gee, om die evangelie te verkondig, waar ons 'n begin maak, en ons skaam is, en ons bang is, bid ek dat U ons sal help, en vir ons vrymoedigheid sal gee, en ons het baie keer nodig dat U al die inligting wat ons ontvang het, op 'n manier sal vir ons deurgee, sodat dit ons kan help om met mense te praat. Soms weet ons nie, Here, wat om te sê nie, en het ons U wysheid nodig, maar help ons om hierdie inligting te lees en te oordink, en help U ons om dit in ons harte te kry, sodat ons dit van harte met oorgawe kan oordra, maar dat U die werk van wedergeboorte in harte sal doen, waar ons soms teleurgesteld is vir mense wat verhard is. Help vir ons om nie afgesit te word nie, maar dat ons sal voortgaan om die evangelie te verkondig, met die wete dat hierdie saadjie later dalk kan ontkiem. Ons bid, versterk ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel alleen uit U genade, in Jesus naam, amen.